Welkom by hierdie gesprek, spesifiek vir jou vandag. Ons kyk na jou dokter se riglyne vir herstel na jou aorta bifemorale omleidingsoperasie. Ons het die protokol hier, so ja, kom ons gesels oor wat regtig saak maak, veral vir die eerste paar weke en dan ook wel die pad vorentoe. Absoluut. En dis belangrik om te onthou, hierdie is meer as net goeie raad. Dis regtig noodsaaklike stappe. Jy weet, vir 'n suksesvolle herstel en natuurlik om ernstige probleme te voorkom. Kom ons lig die hoofpunte uit sodat jy presies verstaan wat gedoen moet word. Goed, die eerste een wat nogal uitstaan, glad nie regop sit vir die eerste 2 weke nie. Dit klink nogal drasties. Hoekom so streng? Ja, kyk, dit gaan alles oor beskerming. Jy moet daardie nuwe omleiding en ook die wondarea in jou lies of heup beskerm. Te veel buiging plaas net onnodige spanning daarop. So, minimale buiging is die sleutel. Minimaal. Wat beteken dit presies? Dink aan nie meer as hulle 45 grade hoek nie. Dis amper half lê. En as jy moet sit, is dit regtig net vir 'n kort rukkie. Sê maar 5 minute op 'n slag. Net 5 minute? Ja. Elke 4 tot 6 uur en dan ook net in daardie halfskuins posisie. En dis ook baie belangrik. Geen bestuur vir hierdie eerste 2 weke nie. As jy 'n passasier is, probeer jou bene so reguit as moontlik hou. Sjoe, daai sitbeperking klink uitdagend. Wat beteken dit dan vir algemene beweging of aktiwiteit in hierdie tyd? Wel, basies rus is jou nommer 1 prioriteit. Definitief geen strawwere fisiese aktiwiteite nie, vir die eerste 2 weke, nee. En wanneer jy lê, is dit eintlik baie goed om jou bene effens op te lig. Hoër as die hart? Presies, hoër as jou hart, sit 'n paar kussings onder, dit help regtig om daai swelling te verminder, wat jy weet redelik algemeen is na so 'n operasie. Goed, 'n protokol doen ook liberasie spesifiek. Dit klink eenvoudig, maar hoekom is dit juis nou so belangrik? Ja, kyk, water is amper soos 'n smeermiddel vir jou hele herstelproses nou. Genoeg vloeistowwe help nie net om die risiko van, sê maar, bloedklonte te verminder nie, maar dit voorkom ook daai lastige hardwigigheid. Ag ja, hardwigheid. Ja, dis iets wat dikwels 'n probleem kan wees na chirurgie en ook met pynmedikasie. So, baie water help? Dan is daar wondversorging. En hierdie een is ook nogal geen stort of bad vir 2 weke nie. Dis nogal iets. Korrek. En dis hoofsaaklik om infeksie te keer. 'n Vinnige voelbaadjie, jy weet waar jy jouself met 'n waslap afvee. Dis alright. Maar die wonde self, hulle moet absoluut droog bly. En die verbande. Jou dokter beveel gewoonlik 'n waterdigtige verband aan. Mepilex Border IG is 'n goeie voorbeeld. Dis 'n tipe wat vog absorbeer, maar steeds waterdig bly. Volg nie die instruksies vir skoonmaak dalk met iets soos Prontassan of net steriele soutoplossing en vervang die verband elke 3 tot 5 dae, of soos hulle vir jou sê. En wat as dit lyk of dit vinniger deurlek voor daai 3 tot 5 dae? Nee, vervang dit dadelik. En baie belangrik, tel die foon op en bel die spreekkamer. Laat hulle weet, moenie daarmee wag nie. Dis beter om enige moontlike probleem vroeg op te vang. Goed, dit maak sin. Kom ons praat oor medikasie. Ek neem aan hier is geen speling nie. Dis seker nie onderhandelbaar nie. Glad nie. Streng nakoming is, wel, dis absoluut krities. Veral vir die langtermyn sukses van die omleiding self, jy weet. Jy sal waarskynlik op 'n antiplaatjiemiddel wees. Soos aspirine. Ja, soos aspirin en dikwels is saam met klopidogrel. Hulle keer dat jou bloedplaatjies saamkoek. As jy dalk voorheen reeds op 'n antikoagulant was, iets soos warfarin of rivaroxaban, wat bietjie anders werk, sal jy gewoonlik daarmee voortgaan. En natuurlik, moenie vergeet van jou ander chroniese medikasie nie. Vir bloeddruk, diabetes. Presies, bloeddruk, diabetes, cholesterol, neem dit stiptelik. En soos ons genoem het, daai Movicol kan help met die hartlewygheid. Onthou net om genoeg water daarmee saam te drink. Dit bring ons by 'n baie belangrike punt. Wanneer moet jy bekommerd wees? Wanneer moet jy daai oproep maak na die dokter se spreekkamer? Wat is die rooi vlag? Goeie vraag. Bel dadelik as jy enige skielike, nuwe of regtig erge pyn in jou bene kry, of skielike swelling. Ander belangrike tekens, enige verlies aan gevoel of skielike swakheid. Of 'n merkbare verandering in die kleur van jou bene as hulle baie bleek word of blouerig of selfs gevlek lyk. En die wonde self? Ja, natuurlik. Enige onverwagse bloeding of as die wonde skielik rooi word, warm voel of sommer net meer pynlik raak,
Dis alles redes om dadelik te bel. En onthou ook jou opvolgafspraak, gewoonlik binne so 2 weke. Regtig die belangrikste is, as jy enigstens twyfel of onseker is oor iets, bel eerder. Moenie kans vat nie. Goed, dis duidelik vir daai eerste kritiese paar weke. Maar wat gebeur daarna? Nadat die aanvanklike intensiewe herstelperiode, hoe lyk die langer termyn? Dan begin die volgende fase, wat net so belangrik is. Die langtermyn instandhouding. Jy sal jou aktiwiteitsvlak geleidelik moet opbou. Moenie net van 0 na 100 spring nie. So, rustig begin. Ja, rustig. Daaglikse oefening word sterk aanbeveel sodra jy die groen lig kry, gewoonlik na so 6 weke. Dink aan stap, fietsry, swem, daai tipe dinge. Hierdie oefening is uitstekend om die kuitspiere te versterk en die sirkulasie in jou bene aan die gang te hou. Dit help om die omleiding gesond te hou. En ander leefstyldinge? Ja, beslis. Langtermyn gewigsbeheer is ook baie belangrik. Ekstra gewig plaas net meer druk op jou hele bloedvatstelsel. En dan, die groot een. Die allerbelangrikste vir jou are. As jy rook, is dit absoluut krities om op te hou. Dis seker die moeilikste vir baie mense. Dit is, maar dis nie onderhandelbaar vir jou vaskulêre gesondheid nie. Rook beskadig bloedvat direk. Dit kan regtig die sukses van jou operasie ondermyn. As jy sukkel om op te hou, praat met jou dokter. Daar is opsies. Varenicline, bupropion, dis voorskrifmedikasie wat regtig kan help om daai drang te verminder. Goed, so om saam te vat, die belangrikste wegneempunte vir jou op hierdie stadium. Volg daai sit- en aktiwiteitsbeperkings baie noukeurig, veral nou in die begin. Hou jou wonde piekfyn skoon en droog. Neem jou medikasie presies soos dit voorgeskryf is, geen kortpaaie nie. En wees baie waaksaam vir enige waarskuwingstekens. Moenie huiwer om hulp te kry nie. Presies. En onthou, hierdie operasie gee jou regtig 'n nuwe kans, 'n nuwe begin. Maar jou langtermyn vaskulêre gesondheid, dit hang af van 'n volgehoue verbintenis, 'n beter leefstyl. Dit gaan veel verder as net die eerste paar weke. Dis eintlik 'n lewenslange aanpassing wat jy maak. So, dit laat ons met 'n laaste gedagte vir jou, iets om oor te dink. Wat is die een konkrete ding wat jy vandag reeds kan begin doen, of ten minste kan beplan, om jou langtermyn sukses na hierdie prosedure te help verseker?